Bybel sê vir ons duidelik dat ons valse leraars moet uitwys, ons moet hulle op die naam noem en hierdie valse leraar het publieke video's wat hy maak en daarom moet hy publiek uitgewys word. En hierdie persoon is Die Bybel waarsku ons dat daar in die laaste dae baie vals profete sal wees, baie valse leraars en YouTube is een van die grootste plekke waar dit kan gebeur. Dis hoekom ek altyd vir mense op hierdie kanaal sê, toets elke ding wat ek sê aan die skrif, toets elke ding of is dit die woord van God, en as dit nie is, jy verwerp het. As dit nie is nie, moenie hierdie kanaal volg nie, want die belangrikste ding is, volg ons Christus se woord, of volg ons dit onsself, volg ons eie idees, volg ons eie opinies, en vorm ons dit net van menslike ideologie, of vorm ons dit uit die woord van God. So, met vandag, die Bybel sê vir ons duidelik dat ons valse leraars moet uitwys, ons moet hulle op die naam noem, en hierdie valse leraar het publieke video's wat hy maak, en daarom moet hy publiek uitgewys word. En hierdie persoon is niemand anderste as Hannes Redlinghuis. Nou hy sê, hy noem homself, hy's 'n self-appointed professor, as jy gewonder het, hy het self besluit hy's 'n professor. Ek kon nie vind enige universiteit of iewers waar hy werk hier, soos ek het, moet jy actually by universiteit betrokke wees om 'n professor te wees, maar dit daar gelaat, as hy vir ons kan wys, hy is actually 'n prof by universiteit, dan sê ek jammer, vra om verskoning en sê, okay, hy is regtig 'n prof, maar ek kan ook hier op my kanaal sê, apostel, professor, Robbie, jy weet, so, enigiemand wat ook op sy YouTube kanaal homself 'n professor of iets noem, is net 'n appeal to authority, so dis 'n drogrede, dit is 'n manier om te sê, luister na my, ek het baie kennis, jy weet, ek het al hierdie jare geswat, daarom is ek reg, en mens is nie reg omdat jy jare geswat het nie. Ek is nie reg omdat ek geswat het nie. Ek is reg wat die Bybel sê so. En ek sê net vir julle wat die Bybel sê. So ek gaan vir julle kort klippies speel wat hy het 'n enorme hoeveelheid video's. So dis absoluut onmoontlik dat ek op elke ding wat hy al verkeerd gesê het kan 'n reaksie maak, maar ek wil op die hoofgoeters. En hierdie gaan eintlik meer as net een persoon, dit gaan eintlik meer as net wat hy sê, dit gaan oor 'n hele beweging. So jy het hierdie hele sacred name beweging. Hierdie ouens wat sê, soos as jy nie die Hebreëse name vir Jesus, as jy nie die Hebreëse name vir God gebruik nie, dan laster jy eintlik. En dan gebruik jy eintlik name wat ons nie behoort te gebruik nie. En ek wil net daai hele idee, daai hele beweging wil ek hier refute, en dan gaan dit mooi, kalm, in Christenliefde doen, soos ek als doen. Julle weet mos, ek is hier, ek is all about the love, man. Ek is alles oor, kan ons die goeders ordentlik, ja, dis eintlik 'n joke, so, ek gaan dit uitwys, en ek gaan vir julle logies, stappe wys, dat as iemand met jou kom met hierdie nonsens, dat mense dit kan uitwys. Kom ek sê net van die begin af, ek dink nie daar's iets fout daarmee, natuurlik om die Hebreëse name te gebruik nie. Ek dink net nie daar is 'n rede wat jy kan sê, jy moet dit gebruik, en jy mag nie Engels, jy mag nie Afrikaans, jy mag nie enige vertaling van God se naam gebruik. Dis net ridiculous, daar's niks in die skrif wat sê, jy mag net Hebreëus lees nie. Daar's niks in die skrif wat sê, moenie vertaal nie. As jy gaan vat in Handelinge 2, sien ons dat, met die uitstorting van die Heilige Gees, het die Heilige Gees gegaan, en hy het vir mense in hulle eie taal die evangelie gegee. So as jy gaan kyk in Handelinge 2, het Petrus gegaan en hy het die evangelie gegee, en die Here deur sy Heilige Gees het gemaak dat almal in hulle eie taal dit hoor. Nou hoekom dink jy nie, as hierdie ding so belangrik is soos julle sê, het hy nie laat hulle almal Hebreëus verstaan nie. Dat hulle almal dadelik kan identifiseer hierdie is Hebreëus. So ek wil net dit, en dis die groot ding wat ek hieroor wil praat vandag, daar's baie ander valshede wat hierdie kerk sê, of wat Hannes Redlinghuis sê, maar dit is dalk een van die grootste goeters. Ek dink dis die belangrikste ding om eers hier aan te spreek, en dan kom ons praat oor die ander. In hierdie spesifieke video praat hy nou oor die doop, en net om vir jou te hoor, jy sal hoor, hy sê hy is die kerk van Yahshua, en hy sê Yahshua is die regte manier om nou Jesus se naam te sê. So ons sal hy sal sê ons is verkeerd, ons laster omdat ons Jesus se naam sê, Yahshua is die regte. Nou kom ek sê vir net eers so, niemand weet eers hoe om God se naam uit te spreek nie. Soos die Hebreëse naam Yahweh is in so 'n manier geskryf dat jy nie bedoel is om te kan uitspreek nie. So al hierdie probeer, en nou is dit die regte manier, en elke tweede week is daar 'n nuwe ou wat 'n nuwe uitspraak daarvan het. Niemand van hulle kan ooreenstem nie. So ek bedoel net daai klaar logiese ding is het jy my klaar verloor. Maar ons gaan 'n bietjie analiseer wat hulle hierso sê. Kom ek speel vir julle hierdie dik, dan kan julle hoor wat sê hy van die doop, en moet mens gedoop word, of hierdie hele storie. Hy sê, dit is nie ek wat dit sê nie, maar die woord van Yahshua. Dis wat hy ons leer. Hoe volgens die Bybel moet dit gebeur? Wel, volgens Matteus 28:19, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Anders kom ek sê vir jou, hierdie is nou net 'n nitpick ding, maar jy kort ordentlike mic, chom. So, mens kort nie 'n verskriklike mooi kamera of iets nie, maar
niemand gaan jou goeters kyk as dit klink asof jy in 'n boks praat nie. So, daai is verniet advice. Kyk, ek is hier om te help. Ek doen nie hierdie video omdat ek jou haat nie. Inteendeel, gee ek om oor jou, gee om oor die mense wat jy besig is om te mislei, maar begin dan meer om 'n ordentlike mic te kry. Nou kan ons begin bou van af. Ek wil sê, ja. Ons moet geonderdompel word volgens Matteus 28 vers 19. Prof, jy nou totaal en al van jou loodjie getik. Jy het nou vir 10 weke vir ons gesê ons moet nie, maar nou sê jy ja. Nee, ek sê wat ek sê, jy moet luister wat ek sê. Ek praat nie van titels nie. Want vader is 'n titel. En as jy 'n manlike persoonlikheid is wat kyk, is jy waarskynlik 'n vader. Seun, ek is 'n seun, as jy 'n man is jy definitief 'n seun. En die Heilige Gees, Ruach HaKodesh. Nou kom ons kom terug. Vader. Wat is die naam van die Vader? Is dit Vader? Nee. So gaan loop jou in die naam van die Vader, Jaffa. Of kom ons kom terug. Gaan onderdompel die ou in die naam van Jafashua. Johannes 5:43. Sê Joshua, ek het in my Vader se naam gekom en julle neem my nie aan nie. As 'n ander in sy naam gekom het, sou jy hom aangeneem het. Nou sy naam Jesus is en hy sê hy het in sy Pa se naam gekom. Wat is sy Pa se naam? Dan moet mos iets Jesus wees. Vader Jesus of Yahweh Jesus of ek weet nie maar as die Vader se naam Jaffa is en die seun is Jafashua, dan Jaffa is die Vader en die Shua, S-H-U-A, wat aan die seun gekoppel is, wat die seun identifiseer. Die Shua beteken net redder, verlosser, saligmaker. Luister na die reeks. Wat noem u hom? God of Here. So dan, as ek onderdompel in die naam van Jafashua tot vergifnis van my sonde, dan is ek onderdompel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar's net een naam gegee in die hemel waardeur gered kan word. Matteus 28 vers 19 is dan eintlik reg. Maar dan moet jy nie in 'n titel gaan doop van Vader, een keer Seun, Heilige Gees, Vader, Seun en Heilige Gees nie, of die naam van Jesus Christus nie. Want sy naam is nie Jesus Christus nie, dis nie Vader nie, dis nie Seun nie, dis nie Heilige Gees nie. Sy naam is Jafashua. Hoor hierso, julle mense, veral die ouens wat in die naam van Jesus Christus hulle lewe lank gefunksioneer het. Julle moet so bekommerd wees oor die goed wat ek bedien. En weet jy wat? Niemand kontak my. My eie broers wat ek my lewe lank mee gaan bid het. Nie kan hulle die guts om my te kontak. En dis sê kom ons gaan sit. En ons bespreek die goed nie. En ons vind uit nie. Weet jy hoekom nie? Want dit is voordelig. Dit gaan oor die geld. Elke pastoor het maar sy posisietjie. Dit gaan oor die tiendes en die inkomstes. Dit gaan maar daaroor. Want as jy dit wegvat, hulle het nie ander werk wat hulle aan die gang hou nie. Okay, eerstens dan is ek het 'n ander werk. So ek maak nie geld uit hierdie is nie my hoofbron van inkomste nie, so jy kan kalmeer, ek doen nie hierdie vir die geld nie. Alright? So kom ons begin net daar. Dan en hy gebruik 'n algemene taktiek hierso wat is om vrees in jou te bring. So enige kultus funksioneer op vrees. Met ander woorde, verlaat ons kultus en jy sal hel toe gaan. Nou ek is baie ver en baie dogmaties oor baie goeters van wat ek leer, maar gaan kyk byvoorbeeld daai video wat ek en Regard saam gedoen het, wat hy 'n ander siening as ek het oor soteriologie, wat hy 'n Calvinist is, en ek nie. Ek noem hom nog steeds 'n broer in Christus. Ek kan van baie mense in baie ander kerke, ek sal selfs charismatiese kerke ouens noem broers in Christus. Want as ons mooi die Bybel geanalyseer, wat die Bybel sê is, dis geloof in Christus alleen wat ons red. Dit is wat ons red. Nou hy sê, hierso, hy haal Handelinge 4 vers 12 aan, wat hy sê, daar's geen ander naam onder wie ons moet gered kan word as Jesus nie. So, kom ek vat julle net hierdeur, so hy verwys na Handelinge 4 vers 12, wat sê, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven and earth among men whereby we must be saved. So hierso sê hy, daar's geen ander naam nie, en hy sê, daai naam moet Jafashua wees. Nou die probleem is, as jy net bietjie Grieks ken, dan sê jy sien, so name in Grieks is onoma. Okay, so onoma is die Griekse woord, en wat daai Griekse woord beteken, as jy nou hierdie is net ons boek waarin ons Grieks geleer het, waar ek nou besig is om Grieks te leer, en as jy gaan kyk na onoma hierso, dan sê dit name of reputation. Verstaan jy, so hierdie verwys nie spesifiek na jy moet die naam, die uitspraak, alles van God, dit is die ding onder wat jy gered word. Dit praat van die reputasie, dit praat baie meer van soos die essence van die Here. Wie is Christus as mens? Wie is hy wat jy volg? Nie spreek jy dit reg uit nie. Hierdie konsep van, ek sien ook baie mense as jy hierdie storie uitwys, dan sal hulle sê, soos jy kan nie 'n naam vertaal nie. Julle weet, dis nonsens. Soos jy kry Pieter, jy kry Petrus, jy kry Pedro, elke naam kan jy vertaal. Om een of ander rede dink ek, mag jy Jesus se naam vertaal nie. Wys vir my die vers in die Bybel wat sê, jy mag nie Jesus se naam vertaal nie, of jy mag nie God se naam vertaal nie. So God in Grieks is Theos, en Lord of Here, soos ons sal sê, is Kyrios, en Christus is Christos, en Jesus is Jesus. Dit is die Griekse name, en die groot ding wat eintlik hierdie hele storie, wat ons onsself moet vra is, wie is die een wat die woord van God onderhou?
Want wat hierdie ouens se redenasie is, net dat jy mooi verstaan is, hulle sê, want ek bedoel, dit is obviously duidelik dat die Nuwe Testament is geskryf in Grieks en die Ou Testament in Hebreëus. So baie van hierdie ouens sê, hier's 'n hele Nuwe Testament wat in Hebreëus geskryf is wat verlore is. So ek vra vir jou, wie onderhou die skrif? Wie dink jy onderhou die skrif? Is dit mense wat dit onderhou of is dit God wat dit onderhou? Nou ek gaan altyd na die woord van God en in Psalm 12, so hierdie ouens ag dit hoog. Verstaan, hulle ag dit hierdie is in Hebreëus geskryf, so dis die woord van God. Jy weet die ander goed is nie regtig die woord van God nie, maar in Hebreëus is daar geskryf the words of the Lord are pure words. Hierdie is Psalm 12 vers 6. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Wie keep them? Die Here. Dis God wat dit onderhou. Thou shalt preserve them from this generation forever. Vir hoe lank gaan hy dit preserve? Vir ewig. So God sê, hy sal die woord onderhou. In Jesaja 40 vers 8 sê dat the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Sy woord sal vir ewig hou. En so met ander woorde, as jy glo die Nuwe Testament is geïnspireer deur Christus, dan glo jy dis die woord van God. Dan glo jy dit is die volkome kanon. Dis nie net die Ou Testament nie, dis nie net in Hebreëus nie, en die Nuwe Testament is geskryf in Grieks. Nou, wat jy moet verstaan is daar's 'n Ou Testament Griekse weergawe wat ons noem die Septuagint. En as jy gaan kyk, so dan sê jy sien, wanneer Paulus vir ons sê, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved, dan verwys hy terug na die Septuagint. Hy gebruik die Septuagint in Joel 2 vers 32, and it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. And daai call upon the name of the Lord, in Romeine 10 vers 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord, daai is Kyrios. So verstaan Paulus het hierdie perfekte geleentheid gehad om vir ons Yeshua of Yafashua of enige so iets gebring, maar hy doen nie. So hoekom, dis my vraag aan hierdie ouens, soos Hannes Redelinghuis, hoekom gebruik die apostels, die Nuwe Testament skrywers, alles Griekse woorde? Daar is nie een Hebreëse woord geskryf van die Nuwe Testament nie een nie. Dit bestaan nie. Hulle sal sê, ja, dit is vir ons vermom of weggesteek. Okay, wel, dan sê jy God onderhou nie sy woord nie. So sien jy die probleem. Sien die logiese issue wat julle mee sit. So jy kan nie regtig om dit kom nie. Jy sit met 'n groot probleem en die ding is, wat is die naam vir Jesus wat gebruik is in die Septuagint? En jy kan dit self gaan kyk, jy kan vir jou Septuagint online gaan aftrek. So as jy gaan kyk, die woord wat gebruik is in die Septuagint is Jesus. So hierdie is hoe Jesus se naam geskryf is in Grieks. Jesus. En as jy gaan kyk in al jou Griekse manuskripte, is dit die naam wat gebruik is. So ek bedoel, dit maak net absoluut geen sin om te sê, ons moet die Hebreëse naam. Nou weens, as jy die Hebreëse name wil gebruik, right, doen dit, go for it. Maar moenie vir ons sê, jy is nou afvallig, of jy moet hierdie name gebruik nie. En kom ek sê vir julle so, hierdie hele mentaliteit is soos 'n tipe gnostiese mentaliteit. Ek dink dit kom baie van gnostisisme. En gnostisisme se groot ding is, daar's 'n hidden knowledge. Jy weet, jy het hierdie kennis wat niemand anders te gehad het nie. Nog niemand in die laaste 2 jaar kon hierdie goeters besef het, maar jy het nou die kennis. Jy weet, jy het dit spesiaal gekry, of nou is deur jou verskriklike studie, of nou is deur 'n bonatuurlike ervaring wat jy gehad het. Niemand het hierdie goed gewees nie, maar jy weet dit. En gnostisisme is 'n afvallige pagan tipe siening. Dit is direk van die diepste poorte van die hel af wat hierdie goeders kom. En dis dieselfde ding wat Japie van Sail ook doen, die boerseun van Migdol. Dis altyd hierdie, ons moet hierdie name gebruik. Jy weet, net ons weet wat waarlik hierdie name is. Niemand anders te weet wat hierdie name is nie. En dit is nie wat Christendom is nie. Christendom moet in die lig gebring word. Christus wil hê almal moet hom volg. Jy sal hoor, Japie, hulle is altyd so sworn to secrecy. Hulle sit hulle comments in hierdie goeders af, want hulle weet as hulle moet betrokke raak in enige iemand se comments, dan gaan hulle so 'n pak slaag kry. Hulle weier om debatte te hou, soos Japie is al baie uitgedaag vir debatte, hy weier net om dit te doen, en hy sal dit nooit doen nie, want hy weet, as hy teen 'n ordentlike teoloog gaan hy pak slaag kry. Maar dis die vraag wat ek vir jou wil los. Is die Nuwe Testament geïnspireer deur die Heilige Gees? Hoekom kies hulle dan? Hoekom het die Nuwe Testament skrywers gekies om dit in Grieks te skryf? En dit is eenvoudig, hulle het in Grieks geskryf want dit was die taal wat almal gepraat het in daai tyd. In die tyd waar hulle was, is dit die taal wat nodig was om te gekommunikeer het. En as jy bietjie gaan kyk hoe kompleks Grieks is. Ek verstaan as jy Grieks bestudeer, dan sê jy sien hoekom dit daarin geskryf is. As jy gaan kyk na die verskillende forme van 'n woord, so as jy gaan kyk na 'n selfstandige naamwoord, is al 4 forme daarvan. Dit is 'n nominative, accusative, genitive en 'n dative. En as jy gaan vat soos net die dative weergawe daarvan, het 9 verskillende maniere wat dit toegepas kan word. So verstaan jy die kompleksiteit. So jy kan soveel inligting uit Grieks uit
kry. Dis hoekom dit in dit geskryf is. Jy moet ook verstaan dat Christus het Grieks gepraat. Jy weet, as hy met Pontius Pilatus en hierdie ouens te doen gehad het, moes hy Grieks met hulle gepraat het. Sy hooftaal was Aramees en hy het Hebreëus verstaan, maar jy moet verstaan, Hebreëus in die eerste eeu het al begin afskaal. In dieselfde sin wat, soos die Rooms-Katolieke Kerk sal Latyns verstaan as 'n akademiese taal, het die Hebreëse taal al klaar begin afneem in die tyd van Christus. Hulle het dit verstaan as 'n akademiese taal, maar baie min mense het dit gepraat. So, ek bedoel, dis net regtig nie 'n slim ding om te dink dat ons moet hierdie Hebreëse name gebruik nie. Wys my een vers. As iemand daar buite vir my een vers kan gee wat sê Hebreëus is die enigste ding en ons mag niks anders lees. En as jy vir jouself net dink dit is net onnoosel. Maar hierdie ouens probeer jou manipuleer te wys, kyk, ons het hierdie kennis. Jy weet, ons het hierdie kennis iewers ontvang. En baie van hulle sal sê, jy seker deur die Here ontvang. Maar dis net die ding, as jy gedoop is in die naam van Jesus Christus, en ons het al baie oor doop gepraat op hierdie kanaal. Daar's 'n voorbeeld van klein doop. Die enigste doop wat ons sien is groot doop, en dit gebeur na bekering as 'n simbool dat jy nou vir Christus volg, en ook jy hoef nie gedoop te word om gered te word. Daar's geen van dit in skrif. As jy die hele Johannes 3 sal lees, dan sal jy sien, is geloof in Christus alleen wat ons red. Maar iemand soos Hannes Redlinghuis verwerp dat dit lyk asof hy verwerp dat dit in Christus alleen word ons gered. En as jy dit verwerp, dan dink ek is jy in die moeilikheid. So hy het hierdie eie opgemaakte idee van ons moet die Hebreëse name gebruik, en dit is problematies. En julle ouens wat vasgevang is in hierdie ding, wat hierdie tipe goeters volg, dieselfde met die Hebrew Roots Movement, hierdie goeters, daar's soveel maniere om hierdie goeters verkeerd te bewys. Ek wil net in hierdie video hierdie een ding gewys het. Maar ook, hier is ook 'n klomp ouens vir my links gestuur, klomp mense het my gevra om video's oor Hannes maak, maar as jy gaan kyk op sy eie website, dan sê jy hierso sien, ek is professor Hannes Redlinghuis, hierso is al sy grade en is by Calvary University. En ongelukkig vir hom is Calvary University hierso. Hierso is 'n lys van al die universiteite wat soos gedebank is, soos baie van hierdie is nie legitimate universiteite nie, en onder dit is Calvary Universiteit. So jy kan dit self gaan ondersoek, maar dis soos 'n bogus universiteit wat sy graad vir hom gegee het. En ek sê nie, dit maak nie saak nie, as dit regtig is dat hy PhD in hierdie goeters het, great. Dit verander nie enigiets aan die argument nie, maar ek sê net, ek dink mens moet versigtig wees vir dit, en baie ouens het hom al gevra, jy weet, wys vir ons jou grade en goeters, en dit word net nie gewys nie, maar dit is vir my bietjie van die punt af. Die hoofding wat ek op wil fokus op hierdie video is, hierdie idee van ons moet die Hebreëse name gebruik vir Jesus, vir God, is net, dit maak net nie sin nie. Die eerste eeuse apostels het dit nie gedoen nie. Hulle het die perfekte kans gehad om dit te doen. Jesus Christus het nie vir hulle reggestel het en gesê, moenie my Jesus noem nie, noem my Yahshua. Is dit nie iets wat sou opgeneem word enige plek nie? Is net nie so nie, maar ek seker jy het baie sterk gevoelens hieroor. Ek weet daar's baie ouens in hierdie Sacred Name movement, dis 'n afvallige movement, dit het baie tipe kultus, tipe ideologie, ons moet wegbly daarvan af. Maar hou nou op hierdie video kyk, gaan lees jou Bybel.